Nou dit is so middel Julie 2012 en ek staan vanoggend hierso by die konsentrasiekamp Kerkhof in Middelburg. Nou Middelburg is omtrent so 150 km vanaf Johannesburg. En die mense gedagtes trek ver as jy hier rondstap en jy kyk na al hierdie grafte wat hier so is. En dan wonder ek, die boom wat u nou sien, hoeveel moedertrane en kindertrane het daai boom nie net beleef die dag toe hy nou ontkiem het en hier begin groei het nie. Nou hierdie konsentrasiekamp op Middelburg was gestig op 14 Oktober 1901. Nou as ek vinnig dink aan dorpe in die Middelburg omgewing, dan dink ek byvoorbeeld aan Belfast, dan dink ek aan Carolina, dan dink ek weet nie of Witbank daardie jare bestaan het nie. En dit moet seker 'n verskriklike gesig gewees het. Want in professor Raad se boek sê hy, gedurende die 3 jaar toe die konsentrasiekamp hierso gestig is, was daar al amper 6000 vrouens en kinders in hierdie konsentrasiekamp hier op Middelburg gewees. Nou hierdie is DVD nommer 21 van die konsentrasiekampe en toe ek nou vanoggend 4:30 uit Johannesburg uitgery het, dan wonder ek baie keer, wat sê 'n mens nou as jy by so konsentrasiekamp Kerkhof aankom? Nou, van al die kampe by wie ek nou al was, of waar ek al was, is hierdie DVD nommer 21. En hier het dit ook maar nie juist veel beter gegaan as by die ander konsentrasiekampe nie. En vanoggend toe ek met Peer Wilsenag praat, is dit baie opvallend en dit is asof daar 'n roering by ons volk op die oomblik is om te probeer uitvind wat het gebeur in hierdie tydperk van die Anglo-Boereoorlog in 1901. En dit is 'n feit dat ons mense so min weet wat in hierdie konsentrasiekampe aangegaan het. Baie van ons weet nie eers daar was 52 konsentrasiekampe gewees in Suid-Afrika nie. En nou onlangs het 'n boek weer verskyn, Onthou. En dit is so, ek het al baie by hierdie grafte rondgestap en ook in professor Raad se boek gelees dat party van hierdie grafte tot 4-5 kinders begrawe is. By baie van hierdie kerkhowe, as 'n mens lees, is daar gesinne heeltemal totaal uitgewis. Die graf wat jy nou sien, dit is am hartseer en dit raak nogal hier binne. Die 2 graftes van die boetie en die sussie met die van Dreyer wat jy nou sien. Ja, ek was bevoorreg gewees en ek wil ook net vir Dion Opperman sê, baie dankie dat jy dit ook in jou boerehart gehad het om 'n toneelstuk te skryf met die naam van Ons vir jou. En ek het die toneelstuk gaan kyk en dit raak diep hier binne in jou hart. As jy dink, wat het hierdie boerevolk van ons deurgemaak onder hierdie moordenaars van die Engelse imperialistiese soldate? Roberts en sy spanmaat Kitchener, wat uit en uit gegaan het om hierdie vrouens en kinders ten alle koste uit te moor. Elke dag sien u op televisie die groot probleem wat ons het nou tans in Johannesburg met die verskriklike giftige water wat uit die myne uitkom. En dan kan 'n mens net dankie sê vir daai Engelse wat hiernatoe gekom het en ons vandag gelos het met die gemors van hierdie giftige water. Carolina, moet ek skat, is seker omtrent so 100 km vanaf Middelburg. En die omstandighede by Carolina op hierdie stadium in 2012 is dat hulle glad nie eens meer die boorgat water kan drink nie, want dit is ook vergiftig. En dan sit hierdie Engelse
imperialistiese mense daar in Engeland. En hulle moet seker vir ons lag. Maar ek wil net sê, die wiel draai stadig maar seker. Hulle gaan hulle dag kry. Hulle sê hierdie konsentrasiekamp hier op Middelburg was in 9 afdelings opgedeel. Want jy kan vir jouself indink om 'n totaal van 6000 mense, vrouens en kinders, in hierdie kamp te gehad het, was seker 'n enorme taak gewees. Die kampe was opgedeel, daar was die Joubert-kamp, die Vermaak-kamp, die Ermelo-kamp, dan was daar Pretoria nommer 1, Pretoria nommer 2, Carolina, Middelburg, Belfast en Roos-Senekal. Nou uit hierdie selfe kamp hier op Middelburg was daar 700 vrouens en kinders op die trein gelaai en van hier af gevat na Balmoral toe. Nou as jy ooit die DVD van Balmoral in die hande kry, dan kan jy jouself ook maar vergewis van die geweldige hartseer wat daar plaasgevind het. Oom Piet Rudolf sê dat van die vrouens wat as gevolg van die ontberings wat hulle gehad het op hierdie oop steenkooltrokke, die bittere koue, en ek kan vir u sê dit was nogal koud vanoggend gewees hier in Middelburg, het baie van die vrouens in kraam ingegaan. Baie van die kinders was doodgebore gewees. En dan sê hy ook, naby die Kamkerkhof was daar 'n boer gewees, 'n varkboer. Nou ek glo nie, dit was 'n boer, 'n boer soos ek en u nie. Maar van daai fetusse is vir die varke gegooi. Mag die Here hom net vergewe. Want ek dink nie, as jy 'n vrou is en jy het jou kind verloor op daardie manier, nee, en jy sien wat gebeur met daai ongebore baba, dat so 'n vrou, so 'n persoon kan vergewe nie. Hier het ook nie beter gegaan met die kos nie. Hier het hulle ook maar vrek vleis gekry. Nou as jy nie weet wat vrek vleis is nie, ek weet nie of u al ooit in u lewe langs 'n dooie dier verbygeloop het nie. Die haglike, onmenslike stank wat daar is, wanneer so 'n dier besig is om te ontbind nie. En baie van daai diere was sonder die medewete van hierdie vrouens en kinders in stukke gesny en dan na die kamp toe gestuur, want die Engelse het nie geweet waarmee hulle besig was nie. En hulle het gedink ons boere, vrouens en kinders sou tevrede gewees het met hulle vrot vleis. Dat het so erg gegaan het dat die kantkommandant toe later van tyd 'n vrag bully beef vir hulle gestuur het in die blikkies. Die kamp was onder leiding van 'n persoon met die van Gardner. Hy was natuurlik ook 'n Britse soldaat en hy het ook hierdie boere, vrouens en kinders gehaat met 'n passie. Professor Raad se boek sê daar was 6 putte gewees waaruit hierdie vrouens en kinders hulle drinkwater gekry het. Nou, ek kan nie myself indink, wat se gemors was dit net nie gewees, om daai vrouens en kinders uit 6 putte, 6000 van hulle, elke dag water te gee nie. Dit moet nogal 'n gesig gewees het. En toe later van tyd, hulle sê nie wat is die dam se naam nie, maar die dam was blykbaar 4 km van hier af gewees. En toe het hulle water deur middel van 'n leivoer het hulle aangelê tot naby die kamp. Maar nou was dit ook so gewees dat die Britse imperialistiese soldate, die moordenaars van hierdie vrouens en kinders in hierdie kampe, natuurlik heerlik geswem het in daai dam. Ook hulle klere gewas het in daai dam. En dan natuurlik diere op 'n dag het die ding gevrek. En dan het van daai karkaste binne in daai water gelê. En as gevolg daarvan, met die siektes wat dan in daai water voorafgevoer het hiernatoe, het baie van hierdie vrouens en kinders maagprobleme gekry, dat hier 'n hele maagepidemie ontstaan het. En so baie van hulle het natuurlik as gevolg daarvan hier in hierdie kamp te sterwe gekom. As gevolg daarvan en die ander siektes soos witseerkeel, masels,
siektes wat by so groot groep mense sal ontstaan, dat het so erg gegaan het, dat die kampdokter gevra het, dat as gevolg van die geweldige uitbreek van hierdie siektes, was hier 'n kampdokter met die van Spencer gewees, dat hy dringend hulp gesoek het. Ek weet nie wat deur so 'n persoon se kop gaan nie, maar hulle stuur vir hulle 1 verpleegster per 1000 mense. 1 verpleegster wat moet help waar daar 1000 siekes is. Mense, ek weet nie hoe ek dit sou ervaar het as ek daai tydperk in so 'n kamp moes gewees het. Wie help jy eerste? Waar begin jy? En die ergste van alles is, as jy nie medisyne het om hierdie mense gesond te maak nie, wat moet jy doen? Daar's van hierdie vrouens wat ook in opstand gekom het teen hierdie Engelse wat ook in strafkampe gesit is. Mevrou de Tooy skryf in professor Raad se boek dat die Engelse vir hulle koffie gegee het. 'n bietjie koffie wat hulle vir 3 dae moes gehou het. En nou het jy koffie, maar nou het jy nie vuur maak hout nie. Hierdie bittere lyding wat hierdie vrouens en kinders gemaak het, of deurgemaak het in hierdie kampe. Ek sê dit op so baie DVD's dat hierdie Engelse 'n missie gehad het om hierdie boere, vrouens en kinders ten alle koste uit te gemoor het in hierdie kamp. As gevolg van hulle gierigheid wat hulle gehad het, om die goud en die diamante wat hulle hier kom steel het en teruggevat het na hulle land toe. In 1 maand gedurende Junie tot en met September was daar 1600 sterfgevalle gewees in hierdie kamp. Mevrou de Tooy skryf ook dat baie keer wanneer sy so rondgeloop het in hierdie konsentrasiekamp, het daar kinderlyke gelê van tot en met 30 kinders wat op 'n hoop was. Stel jy jouself voor, jy wat 'n moeder is, wat daai kind so mooi groot gemaak het, met liefde. Jy het rustig op 'n plaas gebly en hier kom hierdie Engelse en hulle brand jou huis af. Hulle sê vir jou, jy het 5 minute tyd, ons vat jou na 'n konsentrasiekamp toe, iets waarvan jy nie eers geweet het nie. En dan met jou kind te sterwe kom, hier binne in hierdie konsentrasiekamp. En nou stap jy op 'n dag, hier tussen hierdie rye tente deur. En jy sien, jou kind is een van hierdie 30 kinders wat daar op 'n hoopie lê, wat dood is as gevolg van die Engelse. Hoe vergewe 'n mens hulle? Ek vra weer, as jy 'n boerehart het, om net weer vir 'n slag, deur so 'n kampkerkhof te staan. Ek doen 'n beroep op hierdie mense, hier in Middelburg ook. Die kampkerkhof is in 'n redelike toestand. Maar as u die monument hier reg agter my sien, Peer sê, elke jaar hou hulle so 'n funksie by verskillende kerkhowe. En op die bopunt van hierdie toring kan u sien, daar so 'n plat oppervlakte. En hulle het self gekom en daai hele puntgedeelte het hulle weer kom vasmessel. En nou lê dit net agter hierdie toring. Maar my boodskap wat ek ook wil bring is, hierdie boerevolk van ons is in 'n benarde toestand in die land op die oomblik. En met baie mense met wie ek in aanraking kom, vra ek dat u moet tog vir u vriende sê en u kinders vat weer na 16 Desember en laat hierdie volk van ons terugkeer na gelofte dag. Die Here verwag dit van ons. Want as ons nie gehoor gaan gee nie, lê daar 'n arme tyd vir ons volk voor. Ons het 'n gelofte aan die Here gemaak, die dag toe die voortrekkers die Zulus oorwin het daar by Bloedrivier, dat ons daardie dag en datum
weer sal herdenk en dat ons die Here die eer sal gee. Daarom vra ek, raak net weer betrokke. Vertel die kinders die waarheid. Vandag as jy kyk na televisie, dan word ons so gepeper oor so baie dinge en ek het nou weer onlangs iemand ontmoet wat verskriklik bang is. En wat sê die woord van die Here vir ons? As jy in jou hart glo, die Here sê, al staan daar 10.000 in jou linkerhand en 10.000 in jou regterhand, moenie vrees nie. Ek is saam met julle. Dis tyd dat hierdie volk van ons weer verootmoedig. En weer die Here die regte plek in hierdie land gee, wat op 'n afgryslike afgrond staan, omdat ons geloftedag verloon het. Jy is baie welkom om my te kontak, as jy dalk vir my meer kan inligting gee, waar al hierdie plekke was in Middelburg. My adres en telefoonnommer is op die agterkant en ook die persone wat deelgeneem het aan hierdie DVD wil ek voorsê, baie dankie. Dit is wonderlik dat daar nog mense is met boereharte wat voel soos ek en hierdie persone. Ek wil ook dan net vir David Trollop sê baie dankie. David het dit moontlik vir my gemaak om hierdie 4 kampe in die Oos-Transvaal te besoek, naamlik Middelburg, Belfast, Leidenburg en Barberton. Daar is nog mense hier buite wat glo. En was dit nie vir hulle gewees nie, om hierdie boodskappe hier uit te bring, dan sou dit ook baie moeilik gegaan het. Die sterftes onder die kinders onder 15 jaar in hierdie Middelburg se moordkamp was dit 1343 gewees. Die sterftes bo 15 jaar was 278. 'n totaal van 1621 vrouens en kinders het hier in hierdie kamp hulle lewe opgeoffer vir my en vir jou. Daarom vra ek, raak weer betrokke, moenie skaam wees nie. As jy kan, hou 3 datums in 'n jaar oop om jou deel buite te kom dra. Al kom sny julle net die gras, ek sien, as jy hier met 'n grasnyer moes geloop het, dan sou dit dan redelik maklik gewees het, want dit is nogal 'n mooi area waar hierdie grafte is met die gras wat hier geplant is. Naamlik 31 Mei, 10 Oktober Paul Kreerdag en 16 Desember Geloftedag. Al kom hou julle ook net 'n diens op Geloftedag hier. Dat ons nie hierdie vrouens en kinders vergewe. Ja, dat ons nie hierdie vrouens en kinders vergeet wat die hoogste offer vir hulle vryheid betaal het nie. What an achievement. What an achievement. This is only the 2nd Diamond Jubilee in British history. So what better excuse to get out and celebrate? For one bank holiday weekend, the whole country will come together. We'll be all over London, bringing you the very best coverage, whatever the weather. Join the Sky News team for live coverage of the Diamond Jubilee on TV, online, iPad and Sky Go. Bly u vir al wat beste in ons is, 'n ewige tolk. Nooit weer sal vyandvoet u stof so diep vertrap en smoor, dat ons u langer nie kan sien en hoor. Nie ons helde wat die magtige leer op glansryk velde kon weerstaan en keer.
Nie ons seuns wat aan die galgat in die muur die diepe liefde vir hul eie moes verduur. Nie ons moeders wat met bloeiende hart en seer in swart Getsemane die ware smart. Bly U vir al wat beste in ons is, 'n ewige tok. Nooit weer sal vyandvoet U stof so diep vertrap en swoor, dat ons U langer nie kan sien en hoor. Nie ons helde wat die magtige leer op glansryk velde kon weerstaan en keer. Nie ons seuns wat aan die galgat in die muur die diepe liefde vir hul eie moes verduur. Nie ons moeders wat met bloeiende hart en seer in swart Getsemane die ware smart moes leer. Nie ons generaals vereer met kraans en riddersnoer, was waardig vir ons volk die hoë stryd te voer en te oorwin. Nie ons met vuile hand en hart ontrou was waardig om die vaandel hoog te hou. Maar U, o bleke spookies in U kermend klagend wee, staan voor ons ewiglik beskermend uit die lang verlee. Die Engelse het natuurlijk verskillende motiewe gehad. Ons sal dit so stel, hulle het geweet, die boervrouens sorg nog dat die boere en die burgers en die commandos miskien kos kry en geholpen raak en so aan. Dis nou die een motief. En die volgende motief is, wat die Engelse aangegee het, waaroor hulle dit doen, is omrede, en ek kan dit ook goed verstaan. Hulle het 'n baie goeie rede daar gehad. Kyk, op die plase was baie net vrouens alleenig. Daar was nie 'n man by nie, of so nie, of 'n broer, of seunkinders wat kan kyk. Die vrouens moet maar alleenig na alles kyk. En dan het die swartes, daardie tyd, het baie opstandig geraak. En hulle het toen natuurlijk geplunder, en hulle het gemaak soos hulle wil. En die Engelse het gesê, hulle doen dit, hulle sit die vrouens in die kampe vir daai motief. En omdat hulle bang is dat hulle sal vermoor raak en oorrompel word op die plase deur die swart bevolking. Dis nou wat ek nou verneem het wat die motief is van die Engelse. Hier is die Engelse, hulle kom oor die berg. Nou, toe my weet hoe verschrikkelijk is dit. Ach ja, ek het so spijt gehad, dat ek nie ons groot oorloosie, was het so groot oorloosie teen die mens gehad. Ek het altyd die spijt, ek wil jou net vertel dit. En toe verseet ek dit, maar ek gryp my kat. En die kat het my so gekrap, dat ek kon nader en te sê uit, want toe die Engelse nou daar kom, toe siet hulle die tafels is gedek en die kos staat gereeld, ons wil net eet, ons het nie geëet nie. Toe eet hulle natuurlijk eers klaar, al die kos op. Dit dink allemaal, dit is allemaal gesê ook. Daardoor kon ons bietjie ry. En toe ons naby Bethlehem kom, dit was baie naby ons, kon baie net een keer ry dan ons in. Maar die Engelse toe hulle kom, toe skiet hulle so, hulle skiet ons nie. Hulle meen ons word nou bang. Skiet hulle die kant, dan skiet denken. Dan laat barst hulle beteken 'n bom ook daar. Maar jy nooit praat, so gaan die osse en die perde te keren nie. Ons sommer oor meesoep en al. Beteken dan dink ons lê allemaal aan mekaar. Dan slaat het weer reg. Wat er gelei daar is. En
Toe ons naby Bethlehem kom te kom, hulle so toe. Een klomp so en een klomp so keer ons, vang hulle ons. 2 groot susters het ek gehad. En die een was nie by ons nog daardie aand nie. Sy was by my tante op 'n plek gewees. Sy sou weer die aand teruggekom het. En toe was sy nie by ons nie. Hoe het ons gehuil? Hoe het ons 'n keer gegaan, my oulema ook oor haar. Niks kon ons doen nie. Ons moet so voortgegaan sonder ons weet nie wat is nou van haar geword nie. En die Engels het my ma kom oplaai met 5 kinders onder 12 jaar. En hulle daar met 'n mylwa sommer oor die veld, né? Klippe en randjies het gery na 'n plaas omtrent 12 myl daar vandaan, op versoek. En daar het hulle 5 of 6 families aangehou, vrouens. Daar was 'n Engelse laar ook op die plek. Dit was die plaas waar generaal Lemmer groot geword het. Sy ma se plaas. En toe het hulle daar so seker omtrent so 3 maande gebly. Die Engels het al hulle kos het hulle vernietig, jy weet, hulle het nog 'n bietjie boontjies op die end gehad. En dit hulle daar in die stofpaaie toegeskop, jy weet, in die grond en dinge. In elk geval, die Engels het hulle toe daar gevat van Bouversoek af en na Turffontein, die reisbaan in Johannesburg geneem. Die hele lot vrouens van Marico, waaronder generaal Lemmers vrou was, my tante, en my oom, hy was raadslid gewees in die parlement, sy vrou ook, en daar het hulle toe 'n ruk gehou, tot hulle daar 'n petisie opgetrek het, dat die vrouens moet laat uitgaan om vir hulle self te gaan sorg. En toe het hulle natuurlik vir hulle weggestuur van Turffontein af na Mafeking toe. In Mafeking het hulle my moeder in 'n hotel gesit, en ons kinders in die konsentrasiekamp. Kyk, my pa was die kommandant daar van die Aslaar, met die belering van Mafeking. En hulle het vir haar 'n offer gemaak as sy vir hom ompraat en om oor te gee. Dan sal hulle vir hom 5000 pond gee. En 'n huis, die mooiste huis in Mafeking kan hy uitsoek en op sy naam transporteer. Hulle het geweet, dan kry hulle hele Marico kommando, né? Die skryf sy vir my brief, sê vir hom, die kinders is in die konsentrasiekamp. Sy weet nie of ons nog leef nie. Maar hy moet veg tot die bitter einde. En hulle sensor toe die brief, en hulle stuur haar toe Kimberley toe. Hulle hou ons agter. Nou hierdie is die tweede kampkerkhof hier by Middelburg. En hierdie begrafplaas was in Engels genoem Gunhill Kerkhof, maar later van tyd het dit natuurlik nou vertaal na Kanonkop begrafplaas of kerkhof. Nou wat nou baie interessant is, by die Hofman graf is hierdie wat gedenknaald of seker maar 'n grafnommer. Nou as ons kyk op hierdie grafnommer, hierso staan 1020. Nou nêrens ook nie in professor Raad se boek kom dit voor om te sê, jy weet hoeveel mense is in hierdie kampkerkhof dood nie. So dit is baie moontlik, en soos ek ook al voorheen gesê het, dat by baie van hierdie grafte daar tot 5-6 kinders begrawe is. So dit is moontlik dat hierdie 1020ste persoon is wat hier in hierdie kampkerkhof begrawe is, want oralste kan jy nog sien van hierdie plaatjies is by hierdie grafte te sien by die tweede kampkerkhof hier op Middelburg. Hou ons agter.
ons het so goed gevlug dat die Engelse ons nooit gevang het nie. Maar die plase was so verniel geweest, die huise was afgebrand en daar was niks nie. Klere was skraal geweest en die komberse het hulle eenslag gegee vir die kommandemense om mee te vlug, sodat iets kan oorhou. En die Engelse het daar die kamp waar die mans met die karre en goed geweest het hulle bestorm en hulle dit als verbrand. Dit is ook omtrent meer komberse gehad nie. En die plek waar ons gebly het, Cornelia, was reg in die pad geweest van die groot Engelse laars wat daar deur getrek het. En elke een wat daar deur getrek het, het verniel. En landerye was daar nie meer nie. Daar was ook nie goed om mee te ploeg ook nie. Daar was niks nie. En ons was toe later absoluut genoodsaak om te vra om van die plaas af weggeneem te word. En toe het hulle ingestem. Dus ons geloop tot by daardie groot laar van die Engelse. En hulle het ons toe met waans gestuur Heilbron toe. Later, toe die Engelse gevind het dat hulle die vrouens en kinders moet in die kampe sit, anders sal hulle die oorlog nooit wen nie. Toe het my oupa en my ouma alles die huis toegesluit en partyplekke toegemessel en ons het die berge ingevlug en ons het toe daar in Windhoekse berge in die kloof tussen die bosse gaan bly. En daar het ons geruime tyd gebly en die Engels het nie geweet waar ons was nie, maar ons buurman wat ook die eed van neutraliteit geteken het, die het toe vir die Engelse gesê waar ons daar in die berge in die bosse woon. En toe die Engelse gekom en ons daar gevangen geneem en teruggevat na die plaashuis toe en gesê nou hulle sal die volgende dag met die Ossewa kom om ons te kom oplei en na die Noorderspondse kamp toe te vat. Dit was vroeg in die môre, het hulle met 'n muilwa daar aangekom, toe het hulle ons opgelaai. My mammy het die dag van tevore ingepak, sy het hulle verwag. En sy het soveel as wat sy kan in beddens toegemaak, wat sy kon gebruik, het sy ingepak. Sy het ons kos ook ingepak. Maar die troepe het ons kos gevat voor ons op Glen kom. Hulle het ons op 'n muilwa oor na Glen toe geneem. En toe kom die Engelse en my oorlede ma, almal het daar geken in Middelburg distrik uit Raleigh Botha. Sy het gedokter so die ou mense en sy was 'n voetvrou. Nietemin, die Engelse het gekom en ons het 'n Rooikruisvlag op die huis gehad en hulle het die vlag gekyk en ons niks gedoen nie. Toe vat die Engelse van die vrouens wat nou die kindertjies sterk is, na die konsentrasiekamp toe. Maar die wat nog nie kinders het nie, en kindertjies te swak is, die laat hulle daar toe. We gaan die Engelse tot onder Touwtersberg by hulle kampplek. Toe gaan van die vrouens, en hulle gaan sê vir die Engelse, dat my oorlede ma het die Griffith se wonde gebind en sy gee die boere kos. En daar die Rooikruisvlag van daarop is net om die boere te help. Toe draai die Engelse dadelik daar, stuur hulle waanjie met muile na die plaas toe terug. Dat is nie ver daarvan. En hulle kom daar en hulle gooi die goed uit die huis uit en hulle steek die huis aan die brand en hulle laai ons daar op die muilwaanjie. Nou, daar na Botersberg, wat na die grootkamp toe. Toe ons daar by die grootkamp kom, en dit is in die aand, en ons het onder die wa geslaap. Toe die ander dag môre, toe vat hulle ons, en hulle laai ons op Wans en Belfast kamp.
kom ons terug. Dat was 'n kaai vlakte. Nou ja, die siding. Toe, as jy daar vandaan kom, dan loop jy nie baie ver nie, dan kom jy in die eerste kamp waar ons gekom het. Toe slaat hulle van ons maakiestente op, grootes. Nou, ons is in 'n trein, dit is 'n lang trokke gewees. En weeskante was so 'n ronde tentjie. Maar hoeveel families is ek vir jou sê was op daardie trok? Was my ma met haar kinders en my ander tante met haar kinders. Dit was almal 7 en 8 kinders. En dit was my 2 tantes en nog 'n tante en 'n dogter. En nog 'n ander vrou met haar 8 kinders. En daar was ook Annie Geldenhuis met haar dogter. En nog Tamina Hofman met haar dogtertjie. Ons was almal in een trok. Toe het ons na Oos-London toe gegaan. Daar het ons sulke sinkhuise gehad. Toe het hulle ons na Glen toe gebring. En daar het ons op 'n trein het hulle ons op 'n trein gesit wat beeste vervoer, die trok. Dit is die môre vroeg. En ons het die aand so skemer het ons in die kamp gekom op Brandfort. Alright, jy kan vertel. Nou, ons staan nou hier by die graf van Jack Hingden. Middelburgers is party nogal trots op dat hy en Henry Slegtkamp hier begrawe is, 2 van die besondere ouens van die Boereoorlog. Hy was in elk geval, hy was 'n Skot wat saam met die Britse leer gekom het om diens te doen in Zululand. En hy het dan daai die leer gedros en by die ZR aangesluit en hy het vir sy deelname aan die veldtog teen Jameson het hy 'n burgerskap ontvang en baie heldhaftig opgetree, ook by die slag van Spioenkop saam met Henry Slegtkamp. En so het hy ook deel geword van Dani Tron se verkennerskorps en later sy eie korps van 50 lede op die been gebring, waarmee hy nogal 'n verskrikking vir die Britte was langs die Oosterspoorlyn. Hy het na die oorlog met 'n boeremeisie getrou en hy is oorlede op 9 Maart 1900. Ja, is maar so 'n staaltjie wat ek ook nou wat my pa nou maar eintlik vir ons oorvertel. Hoeveel van die waarheid dit is, weet hy nou nie, maar ek glo. Daar was op 'n stadium 'n losprys op Jack Hingden se kop gewees, weet die plakate was hom opgewees en weet nie hoeveel pond dit was nie. Maar in elk geval die Engelse het redelik wyd na hom gesoek want hy was vir 'n redelike probleem gewees. En nou verstaan ek in daai tyd was hier rondom hier by 30,000 troepe hier in Middelburg gestasioneer. En in die tyd het Jack Hingden met sy perd ingery gekom en hy was 'n hotel waar Pick n Pay nou is. En hy daar ingestap en 'n koppie tee bestel. En hy het dit gedrink en toe hy nou uit is, toe hy onder die piering het 'n briefie gelos wat hy geskryf het, dankie vir die tee en die goeie diens en sy naam geteken Jack Hingden en hy's weg. En toe die kelnerin of wat die koppie, toe kry hulle daar hy sy handtekening en hy was nou net daar. Nou ek meen in enige restaurant, dit vat mos nou maar 'n paar minute vandat hy uit is tot die so in elk geval, toe is Engelse en rep en roer en hulle kon hom nie kry nie. Hy is toe nou weg binne 'n sekere kwessie van 5 of 10 minute nadat hy daar was. Toe het hulle nou redelike opskudding veroorsaak, maar ja, hy's weg. Hulle kon hom toe nou nie kry nie. Hoorie, maar jy het 'n baie interessante boek daar wat baie insiggewend is rakende die Anglo-Boereoorlog. Wil jy nie hom net vir my so hou? Ja, man, dis hierdie boek van Gert van der Westhuizen. Maar dit is ook, ek verstaan, daar is nou 'n nuwer, beter opgedateerde een wat ou kan wat nogal redelik inligting het. Dit gaan maar baie oor die oorlog en die dinge rondom dit in die Oos-Transvaal. Daar staan gids tot die Anglo-Boereoorlog in die Oos-Transvaal. En baie van hierdie staaltjies soos wat jy nou gesê het en van hierdie grafte wat hier te sien is daar so 'n kort beskrywing daaroor. Daar is beskrywings daaroor, ja. Nou kan seker 'n paar goed daar binne kry. Wil jy nie vir ons Henry Slegtkamp se graf net gaan wys nie? Ja, is reg, ek maak so. Okay. Hier staan ons nou by Henry Slegtkamp se graf. Hy was 'n Nederlander van geboorte. En hy het op 'n redelike jong ouderdom na die ZR verhuis, nou meer in die Middelburg distrik gevestig. Sy huis, soos ek verstaan, was ook hier in Voortrekkerstraat gewees. Nou hy het hom gedurende met die aanvang van die oorlog by die Duitse verkennerskorps aangesluit. En hy het saam met Jack Hingden en Albert de Roos ook groot roem tydens die slag van Spioenkop verwerf.
Hy het later by die Ierse Amerikaanse verkennerskorps aangesluit en na dit by Dani Tron se verkenners en waar hy as korporaal aangestel is. Na Dani Tron se dood word hy lid van Jack Hingden se korps, waarvan hy ook tweede in bevel was en van 16 Mei 1902 af was hy die leier van die korps gewees. Nou hierdie is ook die oudste konsentrasiekamp Kerkhof hier in Middelburg. En as 'n mens ook hier rondstap en jy kyk net na die name en die ouderdom van hierdie vrouens se kinders wat hier dood is, dan gaan daar so baie gedagtes deur 'n mens om te wonder, wat het met hulle gebeur na die oorlog? Het hulle nog aangebly in die konsentrasiekamp hier? Het hulle teruggekeer na 'n plaas toe wat uitgebrand was? Of het die boer wat gaan veg het vir sy volk ooit weer teruggekeer na sy gesin toe? Ek doen ook 'n beroep op hierdie inwoners hier in Middelburg. Raak weer betrokke. Kom skuif net 'n bietjie van hierdie grafstene wat so verwaarloos is. Kom maak hulle net reg. Natuurlik moet 'n mens nou toestemming kry, maar of kom hou net 'n gedenkdiens eenmal 'n jaar by 'n kampkerkhof soos hierdie. Mense vra my, ja, hoekom moet ons betrokke raak by hierdie erfenis van ons? 'n Eenvoudige taal, gaan loop net vir 'n slag deur so 'n konsentrasiekamp Kerkhof. En dink net aan die hartseer wat daai vrouens en kinders en die lyding wat hulle gehad het vir 3 jaar. Daai onbeskryflike ervaring wat hulle gehad het, die hartseer, die verdriet, die hongerte. Soms is dit vir my moeilik om dit te beskryf of net vir u te vertel in woorde. En 10 teen 1 gaan jy dalk nog jou van sien teen daai gedenkmuur. Ek kan nie sê, miskien was dit dalk van jou voorsate of jou nasate. Miskien was dit dalk nog familie van jou gewees wat in hierdie kamp tot sterwe gekom het. Dink maar, as 'n jong man en 'n meisie verlief raak, hoe moes dit net nie gewees het wanneer so 'n persoon, so 'n jong seun, so 'n boereseun op kommando moes gegaan het. Dit word so mooi uitgebeeld in Dion Opperman se verhoogstuk Ons vir jou, waar hierdie seun daai geliefde van hom daar moes gelos het. Hulle het ook drome gehad om eendag saam te boer op hierdie familieplaas of om 'n eie gesin te hê. En nou moes hy gaan veg het vir 'n saak wat na aan sy hart was. Kom boer, kom staan weer op, kry weer jou trots terug. Raak weer deel van jou erfenis. My Sari Mare is so ver van my hart, maar ek hoop om haar weer te sien. Sy het in die wijk van die mooie rivier gewoon, nog voor die oorlog het begin. O, bring my terug naar die ou Transvaal, daar waar my Sari woon. Daar onder in die mielies by die groen doringboom, daar woon my Sari Mare. My Sari Mare is so far from my heart, I'm hoping to see her again. She lived very close to where the Moy River flows, long before the war began. Oh, bring me back to the old Transvaal. Hierdie stasiegebou is deur die Nederlandse Suid-Afrikaanse Spoorwegmaatskappy opgerig tydens die aanleg van die Oosterlyn 1890 tot 1894
wat die Suid-Afrikaanse Republiek met Delagoa Bay, vandag bekend as Maputo, verbind het. Down among the mealies by a green thorn tree, my beautiful Sarie-Marais. Ek was so bang dat die kakies my sou vang en ver oor die see sou stuur. Toe vlug ek na die kant. Ja, ons het nou maar in die familie ook die ding oor die konsentrasiekampe. My ouma Grootjie, Nel, hulle was op die plaas Buffelskloof, is nou so die kraai vlieg seker so 25-30 kilos hier noord van Middelburg. En daar so het hulle gedurende die oorlog, ek weet nou nie presies hoe lang tyd nie, dit was 'n redelike paar jaar, hulle tot net voor die oorlog is hulle toe nou glo gevang daar, so maar het hulle daar weggekruip. Daar's 'n plek waar so 5 spruite, kan nou maar sê, by mekaar kom kloofies en daar in die gat het hulle gebly en hulle kon lekker bespied van daar af. As die Engelse nou nader kom, dan het hulle nou die waans onder die bome in en die diere by mekaar gemaak en so hulle het seker nou 'n beter lewe daar gehad as in die kamp. Maar toe op 'n stadium, toe die Engelse ook nou weer daar gewees en hulle het al die goed toegemaak en die waans onder die bome en so aan, maar toe die Engelse nou wegry, toe kraai daar hoender aan. En toe draai die Engelse om en hulle kom soek en hulle kry hulle toe nou daarso. In elk geval, en toe het hulle ook nou, ek weet nou nie hoeveel, soos ons nou verstaan, was dit net een wa wat hulle toe nou, lyk my seker nou maar die vrouens en die jongste kinders so wat op het. En so eind met hom gegaan en toe sit die wa nou daar in 'n drif vas. En die Engelse kon hom toe nou, weet ek nie of hulle kon ook seker nou maar nie die osse lekker dryf of wat nie. En toe het hulle die ding nou daar in die drif van die brand gesteek. En soos ons nou verstaan, as die vrouens en die kinders toe nou maar te voet Middelburg toe gebring. Dit is nou nie trein of dit was nou maar te voet van daar af, is nou maar al wat daar was. En ons het ook nou nog in die familie, my ouma het ouma Grootjie nou het 'n ysterpot ketel gehad, 'n regte pot ysterketel, en dis nou nog by my neef. Sy terwyl hulle nou sy die ketel saamgevat, weet, konsentrasiekamp, maar toe sy nou die storie sien dat die wa brand en wat, toe sy die ding daar in 'n kuil gegooi, toe hulle nou oor die spruit gaan, en na die oorlog het sy die weer gaan uithaal. En so die is nou by my neef nog en so aan. En maar in elk geval die wa wat hulle daar gebrand het, was glo oom Martiens Bosman se paas, en nou ek het vir oom Martiens nog ontmoet in my lewe. Ek was nog baie klein toe ons gereeld daar by oom Martiens gekom. En ja, so dis nou maar net 'n bietjie iets interessants uit die omgewing. Hoe ver van hier af was dit gewees? As ons nou hier, ons staan nou by Middelburgstasie, daar waar jou ouma hulle was, want hulle moes natuurlik nou van daar af geloop het na die konsentrasiekamp. Hoeveel kilometer? Dis omtrent, jong, as ek nou soos die kraai vlieg, moet dit omtrent 20-25 kilometer wees. Met die pad is dit nou maar wie uit op die Groblersdalpad, dan kry jy ou die Kliprivierpad by Banke Boeresaal. Ek dink dis omtrent so 15-17 kilometer uit die dorp uit. En dan nou met dit is dit seker nog 'n goeie 10 kilometer voor hy nou die afdraai kry by Buffelskloof in. So ja, ek dink as die kraai vlieg is dit seker veilige 20-25 kilos, ja. Want. Dankie. Hierdie is natuurlik die Middelburgse treinstasie. En in April 1901 het die Engelse van heinde en verre hierdie boerevrouens se kinders by hierdie stasie aangebring. En hier het hulle afgeklim. En nooit weer gedink dat dit die laaste keer mag wees dat hulle hier afklim en nooit weer teruggekeer het van Middelburg af na hulle plase toe. En so het die Engelse die hele land besmet met hulle geldgierigheid agter goud en diamante. En nou is daar ook beweringe, waarom het die boere die oorlog verloor, dat die Engelse maar net agter die seeroete was by Kaappunt, wat in elk geval 'n liegstorie was. Hulle het uit en uit hierdie boerevrouens se kinders kom uitmoor met die wete om die goud en diamante in die hande te kry. En vandag, wat het ek en u oor van hierdie pragtige land van ons? Net die vele mynhope aan die rand en die vrot water en die giftige water wat by plekke ondrinkbaar is, onder andere by Carolina. En dat daar nou gevrees word
dat van die geboue in die middestad van Johannesburg oorstroom gaan word met hierdie mynwater. Die môre vroeg, toe gaan hulle en toe ons weer sien, toe trek die trein in. Hierdie hoë kooltrokke is nog soos hulle die kole uitgegooi het, nie eens uitgevee nie. En dan sê julle moet daarin. En tussen elke trok staat 'n Tommy met 'n geweer. En hulle trek die seile daaroor. En hulle trein blaas en hy vat ons weg. Ons weet nie waar gaan ons heen of wat gaan nou gebeur nie. Die vrouens het nie, en daar is nie 'n plek nie, hulle hou net 'n kombers in 'n hoek van die trok en 'n pot en sal wel move that. Ons seentjies is sommer hier deur die gaatjies van die trein waar ons water gaan laai. Toe die trein voorttrek, toe sing hulle die Transvaalse volkslied, die vrouens en met 'n paar ou vlae gehad en hulle steek die op en hulle sing die Transvaalse volkslied. En toch zo lang geknecht, het heeft geofferd goed en bloed, voor vrijheid en voor recht. Kom burgers, laat de vlaggen wapperen, ons lijden is voorbij. Roemt in de zegen onze dapperen, laat vrede ons zijn. Daar het ons slechte kos gekry. My ma wou vir die kinders koeldrank maak om te drink. Daar was vitriol in die suiker. Het is soos jelly geworden. En daar die hakkies het hy gekry en die vlees. Dit is soos die visse. En hy het dit gebeer om dit te bewys vir die nageslag. Dit was in die kamp. Maar gelukkig mense dit nie in jou keel gekry het in jou mond. Maar eers het hulle die skape wat daar doodgaan van armoede daar langs die spruit, die het hulle vir ons gegee om te eet. Maar toe die vrouens eenmode die hele klomp skape, daai klomp vleis, voor die kommandant se deurgepak, want ons kon dit nie meer eet nie. Toe het hulle vandaag vir ons ysvleis gegee. Maar die kos was beroer. Ons het nog 'n bietjie geld by ma gehad. Anders weet ek nie wat het van ons geword het. Wie die kinders het op hulle sterfbed gesê, ons is honger. Daai van der Byl, hy het ryk geword van die mense daar. Hy het vir Eyers byvoorbeeld 12 shillings vir 'n dosyn gevra. Maar daar was nou interessante iets. Daar was 'n jong soldaat van 19 jaar. En hy het baie gesimpatiseer met die vrouens. Sy pa was 'n lord gewees in Engeland. En hy het snags in die kampe vir hulle kos gesteel. En so het dit aangehou, toe is hy later weg, en met Lord Methuen se slag by Esterspruit is hy swaar gewond. En my oorlede broer, D.J. Lou, het hom David Lou, hy het nog in sy arms het hy gesterf, hy het hom nog 'n bietjie brandewyn en water gegee. En toe hoor hy nou dat dit sy ma was, wat op Botfontein, die mevrou Lou is. Dit was maar zwaar geweest. Hulle het maar treurige kosies gekry, kornbiefblikkies. En die ou mense was ons maar lekker bekker goed geëet. En dan het hulle vir ons toast gebring, as ons so met die sak uitskit. Sien net die asstreek, dat lyk my dit in die oonde uitgebak. Dat het hulle vir ons gegee. Maar my ma het vir haar 'n band gemaak. Ons het haar geld daar aangesit en om haar lyf gedra. So sy het altyd dit nie gedurf koop nie. Maar sy het maar altyd so waar sy kan 'n kansie kry, dan koop sy vir ons kosies. En sy het ons baie mooi opgepas. Ek het toe maar net altyd gebid, die Here moet nie my ma vat nie. Hy moet my in haar plek vat, as hy met een dood, want sy kan vir ons oorbly. Toe
Ons in Belfast campus het ons van die skape geleef wat dood gaan vermaak en al die soorte van die kos was verstaan. Maar nee, oorlog. Nou hierdie is die 3de konsentrasiekamp Kerkhof hier in Middelburg. En ek moet sê, dit is redelik verwaarloos, maar met 'n bietjie verf en 'n bietjie skoonmaak met 'n hark en die grafte waar aan die ander kant ingeval het, behoort hierdie plek weer sy regmatige eer kry. Wat my ook opvallend was, is dat nie by een van hierdie kerkhowe is daar 'n naambord wat sê konsentrasiekamp grafte nie. Nou soos ek vroeër in die program gesê het, daar is 9 verskillende konsentrasiekampe gewees in Middelburg. En ek neem aan hier waar ons nou staan, was dit seker nou maar vlaktes gewees. En dit was natuurlik seker een van die kerkhowe naastenby aan die ander 9 kampe hier in Middelburg. Ja, wat 'n wonderlike ervaring en die voorreg om net hier rond te stap en dit vir u te wys en net weer te vra, raak net weer betrokke by jou erfenis. Laat dit net weer warm klop in jou boerehart. En dat 'n mens dink wat hierdie vrouens en kinders deurgemaak het in hierdie bittere koue nagte van die wintersmaande in hierdie helkampe, hierdie moordkampe van die Engelse. Suster Anna, ek hoor 'n kerkklok slaan. Ek hoor hoe die kindertjies roep vir my, van ons klompie moes ek nog die laaste bly. Of kom, neem tog my hand, soos jy dikwels doet. Ag, altyd was suster vir ons so goed. My man, hy lê ver langs Tugela stroom af. Die ou huis in Murasie staan swart en ontbloot, waar almal so saam was om moeder haar skoot. Maar ver van die huis en verstrooi deur die land, rus almal tog saam in die Here se hand. Oor die velde kruip saggies die avond se grou. Maar suster, ek sien nog die hemel se blou. Rollige dreun oor die bulte aan. Suster Anna, ek hoor 'n kerkklok slaan. In die kamp was dit baie sleg. Die mense het natuurlik gestaan in tente, né? En baie het nie eers beddens gehad nie. Party het daarom 'n matras gehad. Maar die water spoel onder die tente in met reentye en dan is die vloere nat. En dan slaap hulle op die vloere en kyk, en dit het baie kinders inflammasie gegee. Hulle het gesterf meeste van die inflammasie. En masels gekry, jy weet. En dit is 'n gevaarlike siekte vir nattigheid en koue en dinge. En natuurlik honger, die kinders het nie konstitusie gehad nie. Die kinders wat siek geword het maar net dood gegaan. Nou ja, ons was toe daar in die kamp en daar verander 12 dagen. Toe sterf my suster aan inflammasie. Toe lê ons allemaal met masels in inflammasie van die nachtelijke koue rondzwerwerij. Vandaar sterf my suster toe. My broer, wat net iets ouder as ek is alleenig op die lijkswaan na die ou kerkhof toe gegaan om haar te gaan begrawe. Want die kinders het allemaal plat geleid, siek, my ma kon nie gaan. Ek het informatie en allemaal. En daar was 'n welsynwerkster wat altyd gekom het om ons te besoek. En sy het op haar knie gestaan voor die kommandant en gesê, ek kan toch nie in die koeltrok se gaan nie, kyk hoe siek is ek. Maar hy sê, ons moet nou gaan Airelie toe. En ons moet gaan. Toe gaan ons, kaal koeltrok en ek informatie, die ander kinders allemaal siek. En daar was het 'n treurigheid. Absoluut nog treuriger as hierdie kampie. Die tente was nie behoorlik nie, daar was eers penne rondom die kerse baie dood.
My ma daar op een dag 2 kinders verloor en in 8 dae se tyd 3. En sy het 4 kinders in die GLA verloor. Wel, my ma se kinders is toe almal dood. Die een broer wat toe nog oorgebly het, die was net of hy heeltemal van al die dood wat so om hom gewees het. Het hy nooit meer 'n woord gepraat, hy het net sommer so gesit die hele dag. Ek was daar baie ernstig siek geweest aan maagkoors. En die dokter wat oor my gegaan het daar, die was, die meeste van die tyd was hy besopen geweest. En my ouers het toe gesien dat die medisyne wat hy vir my gegee het, die was baie nadelig van my. Toe opgehou met daarmee. En hoewel ek opgegee is ek my lewe daarom gered geword daar. Waar ons hier so staan, dit is 'n inisiatief van 'n Dominees AP Burger en hy het net na die oorlog hy besluit om die plekkie, dit om sy inisiatief te bou ter herinnering aan die mense wat hier gesterf het in die drie kerkhowe begrawe lê, wat nou in maar seker 'n hele paar kampe in Middelburg omgewing was. So ja, dis maar net 'n ding gebou ter herinnering as 'n mens hier verbyloop en terug te dink aan die vrouens en kinders en is hier op die terrein van die tegniese hoërskool in Middelburg. Goed Rudy, ons het in die begin van die 2000, toe 2000 begin het, is die boerekampeerbeweging gestig. En later van tyd het ons saam met die boereperdekommando beginne werk. En toe het nou gebleik dat die twee organisasies is eintlik maar by mekaar. Want die boereperdekommando het maar altyd saam met ons gekamp en ons het saam met hulle beginne perdry. En toe in 2005 het ons saam met die herdenkingskomitee van Belmorrel beginne werk om die 16de Junie dan nou wat konsentrasiekamp herdenkingsdag is te beginne vier. Want nou hoekom sê ons die 16de Junie? Dis die dag wat Lord Roberts op die 16de Junie 1900 sy proklamasie 5 uitgevaardig het, waarin hy sê dat die huise wat naby aan die treinspore is wat opgeblaas is, afgebrand moet word. Nou julle sal nou vandag later aan sal julle, as julle daar by die ou begraafplaas van Middelburg uitkom, sal julle dan ook nou hierdie twee grafte sien van Jack Hinden en Hendrie Slechtkamp. Nou dit was ons nou twee van die verkenners wat maar begin het met die opblaas van die treinspore. Maar dis waar die 16de Junie se konsentrasiekamp herdenking vandaan kom. Van daardie dag wat Lord Roberts sy proklamasie 5 uitgevaardig het. Nou ons het daar in 2005 het ons beginne om die herdenking te vier op Belmorrel. Ons het dit in 2006 ook daar gehou. Nou die hele bekendmaking van die herdenking van die konsentrasiekamp dag is deur die inwoners van Belmorrel en dan nou ook onder leiding van kommandant Willem Ratte is dit onder ons aandag gebring. En daar's bitter min mense in Suid-Afrika wat vandag weet dat die 16de Junie is eintlik die dag wat ons hierdie konsentrasiekamp sal ek amper sê moord wat op ons volk plaasgevind het, moet herdenk. En ek persoonlik dink dat die 16de Junie moet amper net so 'n dag word soos wat die 16de Desember geloftedag is. Dit moet elke jaar moet dit herdenk word. En daarom het hierdie twee organisasies, die Boerekampeerbeweging en die Boereperdekommando, het ons dan ook beginne met hierdie aksie. Ons het dit 2 jaar op Belmorrel gedoen. Daarna het ons in 2007 het ons dit in Irene gedoen. En in 2008 was ons hier in Middelburg gewees. Nou Middelburg het 3 begraafplase waar daar hierdie grafte is soos wat ons dit vandag sien. En ek dink Rudy sal ook later vandag vir u vertel
hoeveel mense is hier in Middelburg begrawe vanuit hierdie konsentrasiekampe. Nou, ons het toe in 2009 en 2010 het ons toe nou nie weer herdenkingsdag gehou nie, as gevolg van verskeie redes. Verlede jaar 2010 het ons weer beginne en ons het dit gedoen op Belfast, en vanjaar 2012 wat nou so pas 'n rukkie terug verby is, het ons dit in Houtstrand gedoen. Maar Rudy, dit is my versoek wat ek aan ons boerevolk wil rig. As ons wegbeweeg het van 'n konsentrasiekamp, begraafplaas waar ons nou hierdie herdenking gedoen het, is dit my versoek dat die plaaslike mense van daai plaaslike dorp moet elke jaar die 16de Junie met hulle so 'n program aanbied, waar hulle hierdie mense, hierdie vrouens en kinders wat gesterf het, moet ons in herdenking bring en moet ons weer amper daardie tydperk herleef. Jy het vanoggend gesê, Rudy, toe ons mekaar ontmoet het langs die pad, hoe koud dit is. En dis in daai omstandighede wat hierdie mense geleef het vir 3 jaar lank. Daardie koue, daardie uiterste hitte. Ek sal baie bly wees as ons na 'n paar jaar van nou af by die punt kan kom dat ons kan sê oor die lengte en die breedte van hierdie land word hierdie konsentrasiekamp herdenking elke jaar so gevier. Baie dankie, Rudy. Peer, ek wil net gou vir jou vra, indien mense julle graag wil uitnooi met die perde en met die vlae, dit was 'n wonderlike byeenkoms daar by Nylstroom, kan hulle jou kontak? Hulle kan my verseker kontak, Rudy, ek sal baie bly wees. Ek sal ook graag dan my kontakbesonderhede vir jou wil gee, as hulle my skakel op hierdie volgende nommer, 082 925 6565, en dan kan ons daarvan af kan ons verdere reëlings reël. Ons het 'n gedagte om volgende jaar 2013 hierdie herdenking op Hulbron te gaan hou. En die ding is ook, was dit nie, nee, kom, maar jy, nee, was dit nou nie vir oom David wat my nou gesponsor het, om hierdie plekke en goed te besoek nie? Nee, moet ek wag tot ek genoeg geld kry? O, dankie. Voordat dit hier agterbly by my, dan dit sal nou... Ja, dit sal nou rand wees. Maar ons gaan nou nog na die stasie toe. Na die stasie toe.